Goeiedag en welkom by die taalregte debat tussen die Demokratiese Alliansie en die Vryheidsfront Plus. Hierdie debat word aangebied deur Marula Media. My naam is Paul Maritz. Van die DA verwelkom ons vir Dr. Annelie Lotriet, parlementslid vir die DA en hulle voorsitter in die Vrystaat. Welkom dokter. Baie dankie. En van die Vryheidsfront Plus verwelkom ons vir Dr. Corneille Mulder, parlementslid en hoofsweep van die party. Dankie Paul, baie dankie. Vir jou as luisteraar, neem gerus deel aan hierdie debat deur jou kommentaar onder aan hierdie uitsending te tik op Facebook. Gebruik gerus die hitsmerke Taalregte en Verkiesing 2019 om deel te wees van hierdie gesprek op al jou sosiale media platforms en sluit Marula Media gerus in by jou plasings. Voordat ons begin, gee ons agtergrond vir hierdie debat. Op 8 Maart 2019 skryf Dr. Lotriet hier teenwoordig 'n meningsstuk vir Marula Media. Die titel van hierdie stuk: Dis hoekom die DA veg vir Afrikaans en ander minderheidstale. Sy stel onder andere in hierdie stuk: dit is duidelik die ANC gee nie om vir Afrikaans of ander minderheidstale nie. Sy verwys na hoofstuk 1 artikel 6 van die Grondwet van Suid-Afrika en haal hierdie woorde aan: dat alle tale gelykheid van aansien moet geniet en billik behandel moet word. Sy gebruik die woorde: die reg om jou kind in Afrikaans te laat skool gaan of in Afrikaans te laat klasloop by universiteit moet ten alle koste beskerm word. Op 11 Maart 2019 reageer Dr. Pieter Mulder, voormalige leier van die Vryheidsfront Plus, ook voormalige adjunkminister van Landbou, op Marula Media met 'n meningsstuk Afrikaans. So voel ek oor DA parlementslid se artikel. In hierdie meningsstuk wat as 'n reaksie dien, skryf hy hierdie woorde: om as DA so 'n artikel te skryf is een van die mees blaatante stukke opportunisme voor 'n verkiesing wat ek nog ervaar het. Hy verwys daar spesifiek na die Wes-Kaapse Hansard-diens. Hy verwys na Afrikaans by universiteite, veral die rol van DA-studente by die Universiteit van Pretoria en verskeie ander geleenthede waaroor die DA verkies het om stil te bly eerder as op te staan vir Afrikaans, na sy mening. Op 24 April 2019 kom 'n video van die DA-leier Mmusi Maimane uit waarin hy stel dat hy altyd taalregte sal beskerm. En hierdie video word opgevolg deur 'n uitnodiging tot debat deur Dr. Pieter Groenewald, leier van die Vryheidsfront Plus. Op 25 April 2019 aanvaar Dr. Lotriet hierdie uitnodiging namens die Demokratiese Alliansie. Goed, dit as agtergrond gee ek nou aan elkeen van ons sprekers geleentheid om vir 5 minute lank hulle openingsopmerkings te maak. Ons wil spesifiek hoor, wat sien hulle as taalregte? Ons wil hoor, wat is hulle party se posisie daaroor? En sou hulle verkies word, wat kan ons in die volgende 5 jaar in Suid-Afrika verwag, spesifiek met betrekking tot taalregte? Ons gaan begin, Dr. Lotriet, by u. Dr. Mulder, na 5 minute sal u dan die geleentheid hê. U kan gerus wegspring. Baie dankie Paul en goeiemôre aan almal. Baie dankie ook vir die geleentheid om hierdie debat te voer en baie dankie vir Marula Media vir die fasilitering van hierdie debat. Ek dink dit is 'n kritiese debat wat ons waarskynlik al baie lank al moes gehad het. Soos jy reg gewys het Paul, dit was die hele oorsprong van hierdie debat vandag. En ek dink wat ons baie belangrik vir mekaar moet sê, is dat eerstens 'n taal behoort nie aan 'n party nie. Afrikaans behoort nie aan 'n party nie. Enige party kan homself uitspreek oor 'n taal, spesifiek ook oor Afrikaans. Tweedens dink ek natuurlik dat die hele uitnodiging van Dr. Groenewald vir 'n debat aan die verkeerde adres gerig is. Die artikel wat dit nou begin het, was die feit dat ek 'n artikel geskryf het in die rapport, maar juis op die feit dat daar aansprake gemaak word deur byvoorbeeld die Vryheidsfront Plus en hulle ondersteuners, dat die DA niks vir taal voel nie en niks vir Afrikaans voel nie en nog nooit iets vir Afrikaans gedoen het nie en hoekom ons nou skielik iets daaroor te sê het. Nou behalwe dat 'n party nie 'n taal besit nie. 'n Taal is iets wat aan almal behoort. Dit word in ons grondwet gesê dat almal het die reg op hulle eie taal en daar word nie gespesifiseer watter party na daardie regte moet omsien nie. So ons glo die werklike vyand van Afrikaans is nie die DA nie, dis die ANC. Ons het dit hierdie week gesien waar ons premierskandidaat in Gauteng, Solly Msimanga, vir die LER vir onderwys, Panjasa Lesufi, sterk aangevat het op 'n debat op Kyknet oor presies die feit dat vir 25 jaar is daar niks gedoen nie. So om te praat dan oor presies wat voel ons oor taalregte, en ek is baie bly dat jy die spesifieke vraag vra, want dit is iets waaroor ek geweldig passievol is al my hele lewe lank. Taalregte beteken nie net dat jy die reg het om jou taal te praat nie. 'n Taal is wie jy is, dit is jou identiteit. 'n Taal is nie net 'n kommunikasiemiddel nie.
Derhalwe is jou kultuur, jou godsdiens, jou belewing van wie jy is, word vasgevang in jou taal. En dit is presies wat die DA sê. Ons beskerm nie 'n enkele taal nie. Ons is nie 'n minderheidsparty nie. Ons is 'n meerderheidsparty, of ons werk om 'n meerderheidsparty te wees om vir almal se tale te veg. En daarom glo ons dat ek kan slegs my taal beskerm as ek jou taal beskerm. En daarom sien die DA artikel 6 van die grondwet as krities belangrik. Maar nie net dit nie, ook artikels 29, 30 en 31. En dit gaan juis dan ook oor onderrig. En daar word gereeld gesê, maar die DA staan nie op vir taal in onderrig nie. Dit is baie ver van die waarheid af. In terme van skoolonderrig, glo die DA daaraan dat die beste ding vir enige kind is moedertaalonderrig. Dit is die beste manier wat 'n kind die basiese konsepte van die wêreld kan verstaan. Maar ons glo ook aan meertaligheid, dat dit nie een taal is wat bo 'n ander taal bevoordeel word nie. Ons glo ook op tersiêre onderrig, dat daar moet plek wees vir alle tale, en daar moet Afrikaanse onderrig geskied. Ons was al lankal voorstanders, hier vroeg 2000, van die Gerwel-verslag, dat daar ten minste Afrikaans medium onderrig aan 2 universiteite in die land moet wees. Nou weet ek, daar word gesê, maar ons steun nie Afrikaans by Stellenbosch nie, en ons steun dit nie by die Pikke nie, maar ek sal so 'n bietjie later daaroor praat. Feit van die saak is, die groot uitdaging in ons land is die erkenning van 'n taalreg, die ophou van daai taalreg in onderwys, maar terselfdertyd die toegang tot kwaliteit onderrig. En daai twee moet gebalanseer word. Maar ons kan nooit 'n situasie in ons land hê waar een taal se status verminder nie. Want dit is absolute feit, en ek sien bekende gesigte hier ook vandag, dat die oomblik wat jy aan die hoër orde funksies van 'n taal begin raak, het hy 'n terugwerkende domino-effek, en uiteindelik sit ons met onderrig in 'n taal by 'n skool wat net eenvoudig verdwyn. So ons moet kyk na ons hoër orde funksies van taal. So dit in kort dan wat die DA glo in terme van taal. Ons staan vir alle tale, nie net een tale nie. Soos artikel 6 sê, alle tale moet gelykberegtiging geskied, gelyke beskerming en dieselfde geag word. Baie dankie Dr. Lotriet. Ons gee aan geleentheid Dr. Mulder vir so 5 minute openingsopmerkings. Paul, ek is bevrees, daai horlosie sê 7,5 minute so pas, so ek gaan nie by 5 hou nie, ek gaan 7,5 gebruik. Ek het 2,5 minute Tel dit is 'n deel daarvan. Goed, jou 5 apart, ek bly daarvoor. Kom ek begin deur te sê baie dankie vir die geleentheid, dit is 'n voorreg om hier te wees, en ek sê vir jou en Marula Mida baie dankie. Ek dink mens moet hierdie hele debat struktureer in 'n 3-ledige manier. Ek wil hê ons moet gaan kyk na die teorie of beleid. Ek wil ons moet dan kyk na die praktiese praktyk, en dan moet ons kyk na die verkiesing. Kom ek sê wat is my agtergrond? Jy het agtergrond gegee oor die debat, hoe het tot stand gekom het. Ek gaan my weergawe daarvan vir jou gee, en ek weet van die artikels wat vroeër geskryf is. Op die 14de April, Sondag, verskyn daar 'n artikel in die rapport wat gaan oor die Demokratiese Alliansie wat steun verloor. En die artikel eindig met 'n aanhaling van die DA se verkiesingshoof, meneer Jonathan Mokes, wat die volgende sê. Hy sê, vir die DA is die groot uitdaging om te keer dat te veel stemme aan kleiner partye afgestaan word, en daarvoor is die VF+ sy grootste bedreiging. Nou, gedoorie waar die volgende oggend, 8:50, toe is daar 'n video van meneer Maimane in Afrikaans beskikbaar, waarin hy na vore kom vir Afrikaans, en dis die eerste video wat hy na vore kom in die verkiesingsveld tog, en hy sê, ek sal altyd beklei vir jou taalregte, my party is verbind tot die beskerming van jou taalregte, en hy doen dit in Afrikaans, en ek is baie dankbaar daaroor. Dis die volgende oggend, wat vir my bewys wat meneer Mokes gesê het. Nou, in die lig daarvan het Dr. Groenewald gegaan, en hy het 'n uitdaging gerig, en gaan kyk na sy verklaring, wat hy noem, hy vra vir 'n leiersdebat. Hy het nie die DA uitgedaag nie, hy vra vir 'n leiersdebat. Die DA het nie die uitdaging aanvaar, of meneer Maimane het nie die uitdaging aanvaar nie. Ons het 'n week later gehoor van Marula Media, die DA het aanvaar, maar dit is nie meer Maimane nie, dit gaan Dr. Lotriet wees. Nou, ons is dankbaar dat dit Dr. Lotriet is, en ek is bly die gesprek kan plaasvind. Nou, ek gaan nie nou repliek lewer op Dr. Lotriet se stellings nie, ek kry net nou geleentheid. Kom ek praat gou oor die Vryheidsfront Plus in Afrikaans, en dit is 'n sekere mate vir my nogal snaakse ervaring, om in 'n debat soos hierdie te kom met verduidelik of die Vryheidsfront Plus Afrikaans en meertaligheid staan. Dis die grondslag onder andere waarop hierdie party gestig is, gebou is, gaan rondom die hele kwessie van Afrikaans, kultuur, meertaligheid ensovoorts. Oor taalregte, kan baie kortliks daarbey aansluit. Om net te kan sê ek kan taal praat is nie taalregte nie. Ons is 'n baie diverse land, 11 amptelike tale.
En Afrikaans is my reg wat ek wil hê op alle vlakke. En die grondwet teoreties maak dit moontlik, die praktyk trek 'n streep daardeur. In die onderwys, in staatsinstellings, noem maar op, ek het daardie reg en ek wil hom graag uitoefen. En ek wil vinnig net hardloop deur die Vryheidsfront se standpunt oor waar ons staan en wat ons gedoen het in die praktyk in 'n klomp jare as 'n openingsstandpunt. Dit begin by die grondwet skryf self. Gaan kyk self, artikel 30 en 31, Vryheidsfront het die rol daar gespeel. Artikel 185 van die grondwet. Dis 'n Vryheidsfront voorstel. Daardie onderhandeling het plaasgevind wat ek self meneer Ramaphosa, Rolf Meyer het geslaap die aand met al respek. Die DA was nie daar nie. Ek gaan kyk na die naam van daardie kommissie. Die kommissie vir die beskerming en die bevordering van die regte van taal, godsdienst en kultuurgemeenskappe. Dis 'n Vryheidsfront inisiatief. Die sensus van 2001 het die Vryheidsfront aangedring dat daar moet in Afrikaans en al die tale, nie Afrikaans nie, al die tale die minister van Finansies het dit gedoen. Ons het PANSAT toekenning gekry in 2002, nie vir Afrikaans nie, vir die bevordering van meertaligheid. Ons betrokkenheid by die Afrikaanse Taalraad, deel van die proses, want ons het dit voorsien in artikel 185 wat daarvoor voorsiening maak. Die pad het ons geloop saam met Corneels Lourens destyds oor die taalwet. Ons beywer ons vir die moedertaalonderrig. Die Vryheidsfront se standpunt oor jare, dekades is duidelik gestel. Daar moet ten minste 2 Afrikaanse universiteite wees, een in die noorde, een in die suide, ons het by herhaling gesê. Dan kom ek by die konkrete van nou, die verkiesing van nou. Die Vryheidsfront se verkiesingsmanifest is uit die aard van die saak in Afrikaans en in Engels. En op bladsy 13 van die manifest, en ek kan dit voorhou en ek sal dit later daarby kom, spandeer ons 'n hele afdeling oor die bevordering van meertaligheid, oor moedertaalonderwys en al daardie konsepte wat vir ons absoluut van groot belang is en wesentlik is. Ek dink nie daar's enige twyfel by iemand in Suid-Afrika, daar's nie 'n vraagteken of die Vryheidsfront homself vir Afrikaans bevorder of vir meertaligheid nie. Dit is wat ons doen, dit is ons nis, dit is wat ons besig is. Maar gelukkig is daar vandag hierdie geleentheid dat ons daaroor kan praat en ek sal in 'n repliek net nou reageer op Dr. Lotteri se stellings. Dankie. Dankie Dr. Mulder. Ons gee nou 4 minute vir elke spreker geleentheid om te reageer op die openingsopmerkings. Dr. Lotteri, u is weer eers aan die woord. Baie dankie. Eerstens wil ek net dit duidelik maak dat die artikel wat geskryf is, was nie noodwendig net oor 'n berig die vorige dag deur Jonathan Moakes nie. Ons was op die grond al lankal bewus dat daar versprei word, maar die DA is teen Afrikaans, staan nie vir Afrikaans nie, doen alles hulle vermoë om van ons Afrikaans ontslae te raak. Dit is alles baie ver verwyderd van die werklikheid af. Die hele kwessie ten opsigte van taal en onderwys. En hier gaan ek verwys na die hele kwessie van universiteite. En wat daar gesê word, maar die DA doen niks vir Afrikaans nie. Kom ek gee 'n voorbeeld. By Stellenbosch, toe die Stellenboschraad besluit maar hulle wil eintlik Engels as onderrigmedium hê, het die DA sterk kapsie gemaak deur middel van ons skadu minister van hoër onderwys, professor Belinda Bezouli, en in werklikheid gesê maar die hele ding is ongrondwetlik. Dit kan nie wees nie, want die manier waarop hulle dit beskou is dat uiteindelik gaan Engels die enigste medium wees en die DA het sterk kapsie daarteen gemaak. Inteendeel, ons DA studenteorganisasie het 'n beswaarskrif aan die universiteit gelewer wat gesê dit kan nie en dit mag nie. Die DA het sy stem daar baie dik gemaak. Dr. Mulder verwys na die Hansard, of jy het na die Hansard verwys, waarna die ander Dr. Mulder verwys het. Dit is ook nie die waarheid nie. Die DA in die Wes-Kaap, die wetgewer, werk volgens die Talewet van 1998 van die Wes-Kaap, waar publikasies, soos jou wette, jou verslae, die debatte, word in die taal wat dit geskryf of gelewer is, word dit gepubliseer en dit word ook vertaal. En alle dokumentasie, Hansard en Kluis, is op versoek in enige van die 3 tale, die 3 amptelike tale beskikbaar. Maar nou 'n interessante een. Dr. Mulder verwys na Corneels Lourens, en hy is nie hier nie, so ons gebruik nou sy naam sonder dat hy nou regtig hier is. Ek het in 2012 en 2011, toe ons gepraat het oor die gebruik van tale in Suid-Afrika, dit was destyds nog die Talewet of Suid-Afrikaanse tale wetsontwerp, het ek baie nou saam met hom gewerk en was dit die DA die enigste party wat in daai komitees geveg het vir Afrikaans, want daar was 'n klousule in daai talewet wat sou beteken het dat Afrikaans effektief uitgerangeer word. Nie die DA
het daarteen beswaar gemaak en is daai klousule in daai wet verwyder. So dit is nie 'n geval van dat daar een party is wat net vir Afrikaans opstaan nie, inteendeel. In komitees in die parlement, in kuns en kultuur, in hoër onderwys, basiese onderwys is die DA daar om vir Afrikaans en alle tale op te staan. Ons het teen die hoër onderwys wysigingswetsontwerp gestem, juis oor die gevolge wat dit vir 'n universiteit soos die Pikke kan hê. Daar word nou gesê, maar ons het die verslag ondersteun. Dit is hoe dit werk in die parlement. 'n Verslag is soos 'n notiele. Is dit 'n werklike weergawe van wat bespreek is, of jy nou daarvan hou of nie? Maar dit is wat jy sê, dit is 'n ware weergawe. Dit is die verslag van die komitee en daarom sal ons dit steun. Dit was nie 'n verkeerde verslag of verkeerde weergawes nie. Maar toe dit kom by die wetsontwerp, daar het die DA gesê, nee, dit kan nie goedgekeur word nie, want dit kan beteken dat Afrikaans sy status as 'n hoër onderrigtaal verloor by die Pikke. Baie dankie Dr. Lotriet. Ons gee dan 4 minute reaksiegeleentheid vir Dr. Mulder. 4 minute is baie min. Kom ek begin. Verstaan my mooi. Die DA hoef nie te veg vir taalregte nie. Hy hoef nie. Hy hoef ook nie te veg vir meertaligheid of 'n moedertaal of Afrikaans nie. Hy hoef dit glad nie te doen nie. Dis die DA se goeie reg om weg te staan daarvan, van al hierdie sake, soos wat die DA die afgelope 4 jaar prakties konkreet gedoen het. En ek verstaan hoekom julle dit gedoen het, want julle fokus is om swart stemme te kry vanaf die ANC. Ek verstaan dit, is julle goeie reg. Maar my probleem is, dan moet julle ongelukkig eerlik wees. Julle moenie mense doelbewus probeer mislei nie en julle moenie valslik probeer voorgee wat julle nie is nie. Ek het lang lyste hier van die DA se probleme met Afrikaans en veeltaligheid. Kom ons begin sommer heel by die begin. Die grondwet. Wie het 'n voorstel gemaak destyds met die skryf van die grondwet dat Engels die enigste taal moet wees? Die party het dit gedoen, meneer Errol Moorcraft het dit gedoen. Ons het dit probeer keer. Hansard, die woorde moet mens baie mooi luister. Hansard is beskikbaar op versoek, korrek. Maar hy word nie beskikbaar gestel as 'n reël nie. As iemand wil gaan vra, dan sal hy beskikbaar gestel word. Ek het navraag gedoen. Die party het in 2016 besluit Hansard sal voortaan in Engels wees. In u eie provinsie waar daar Afrikaans, Engels en isiXhosa was en behoort te wees. U praat oor universiteite, u is heeltemal reg. En kom ons kyk gou na die universiteite. Kom ons begin dan by Stellenbosch. U is reg, daai goed het gebeur in 2016. 2015 was professor Bezouli, 2016 u jeug. En daarna het daar niks gebeur nie. En kom ons sê, kom ons nie ek praat nie. Kom ons vra 'n kundige op die onderwerp, professor Gilomee. Ja, doodskoot, nee. Wat sê professor Gilomee? Hy sê, soos die universiteit nie wou luister na die standpunte nie. Lyk dit vir my, one gets the impression the same is true of the DA leadership. Over the past 18 months, it has remained quiet about the fact that there will soon be no university in the Western Cape where Afrikaans is used as a language of instruction. The DA also said nothing. Dan gaan hy na die Universiteit van Potchefstroom se probleem met die regsfakulteit. Nou, dit is die werklikheid. En hierdie is geskryf in 2017. Die 18 maande daarna wat ons na vandag toe bring, is daar nog minder gedoen. Daar is niks gesê van die DA se kant af nie. U verwys na die verslag in terme van wat met Potchefstroom gebeur het. Ek het die notiele hier. Daardie verslag maak aanbevelings. Maar die Demokratiese Alliansie het nie daarteen gestem nie en dit gaan oor die uitfaseer van Afrikaans op die Noordwes Universiteit. Kom ons kom by tikkies. U jeugaksie was deel gewees van die Afrikaans must fall situasie aanvanklik. Dis mos waar. Wat het u gedoen in terme van Sonop, die SR voorsitter? Ek kan vir u aanhaal wat hy die Sonop aanval en sê, hulle is te wit en hulle is te Afrikaans. Met ander woorde, ek het gesê ons moet begin om te praat van teorie en ons moet praat van praktyk. En die probleem is wat teorie betref skiet dit tekort, wat die praktyk betref skreeu dit ten hemel teen u wat dit betref. En ons sal kom by verkiesings. Kroonstad, u ken dit, Kroonstad se stadsraad. Vryheidsfront Plus raadslid praat Afrikaans. Die raadslid vat 'n punt van orde en sê jy moenie Afrikaans praat nie. Wie kom tot die redding? Die ANC kom tot die redding. Met alle respek, u verklaringe is in Engels. Kom ons kom by die huidige situasie. U webbladsy is net in Engels. Soek Afrikaans en wen 'n Datsun. U manifest is eksklusief net in Engels. U kom praat met ons oor u beleidsstandpunte en teorie. Ek het u manifest deurgewerk. Die goed wat u aanbied, u het gesê in die reaksie hier, ek gee die onderneming, die DA gaan veg vir Afrikaanse meertaligheid. Daar staan nie een woord daarvan in u manifest nie. Hoekom nie? As dit die DA se beleid is, waarom ignoreer u manifest dit? Dit staan nie daar nie.
Nêrens, nie eers van meertaligheid nie, wat nog van Afrikaans. Dit bestaan nie. Ek sê dit is nie u erns nie. U aansoekvorms nou vir hierdie verkiesing vir mense wat wou kandidaate wees van die DA is in Engels. Ek sluit af. Is in Engels. U verklaringe is in Engels. Deurlopend. Selfs die verklaring wat u gister uitgereik het was 'n poging vir Afrikaans. Maar gaan kyk wat sê hy. Hy praat van die date is the 2nd of May. Dis Afrikaanse verklaring. Hy sê issued onmiddellik. Want die mense wat by u werk doen hierdie goeders in Engels. Dankie Dr. Mulder. Daar sal geleentheid wees om spesifiek op die kwessies te antwoord juis omdat die vrae redelik daartoe neig. Ons het vir Marula Media lesers die geleentheid gegee om vrae in te stuur en ek gaan hierdie vrae dan nou spesifiek lees. En die eerste vraag wat ek lees is van Henk Maree, die voorsitter van AfriForum Jeug. Hierdie vraag is spesifiek aan die DA. Net om duidelikheid te gee, die persoon aan wie die vraag gerig is sal 2 minute kry om te antwoord. Die ander persoon sal 1 minuut kry om dan ook daarop te reageer. Henk het die volgende vraag. Hy sê hy is vir die afgelope 5 jaar betrokke by verskeie universiteite as in sy posisie as voorsitter van AfriForum Jeug en hy sê volgens hom het die DA nog nooit in enige vergadering opgestaan vir Afrikaans nie. Het sy by Tikkies, Maties, Koffsies, Stellenbosch of die NWI. Sy einde verlede jaar was daar byeenkoms gelei deur professor Dan Gwadi van die NWI, die fisiekanselier, waar AfriForum Jeug, EFF Jeug, DA Jeug, ANC Jeug Liga en Vryheidsfront Plus Jeug teenwoordig was. Hy sê hy het pertinent op daai stadium elke verteenwoordiger in die groep gevra Prof Gwadi nou, om seker te maak dat hy nie die verkeerde afleidings maak nie, wat is die taal wat hulle wil hê by die NWI pikke? En hy sê spesifiek, die ANC, die DA en die EFF het pertinent gesê, hulle stel net belang in Engels. Henk se vraag is, as die DA so sterk staan vir Afrikaans, is daar dan fout met die topstruktuur dat die jeug nie bewus is om hierdie strewe om Afrikaanse taalregte te beskerm nie? Gaan vir 2 minute gee om te antwoord. Okay. Baie dankie. Ek dink mense moet ook baie realisties wees in opsigte van studentepolitiek en waarvoor studente staan op 'n bepaalde kampus en hulle is nie noodwendig altyd op hoogte van wat die volledige beleid van 'n party is nie. So ek sou dit baie vreemd vind dat een van ons studente daar sê dat hulle net vir Engels is. Maar ek dink tog dat dit word gesê in die konteks van meertaligheid en spesifiek waarna ek vroeër verwys het. Die dilemma waarmee ons sit en 'n balans wat ons moet handhaaf teenoor tussen taalregte en toeganklikheid tot hoër onderwys. En ek dink dat ons studente binne die konteks praat van toeganklikheid tot hoër onderrig, dat hulle graag aan die PUK wil studeer wat 'n uitstekende universiteit is, maar hoe word daai toeganklikheid bestuur? En ek dink dat in terme van ons nasionale beleid, sou ons beslis eerder sê dat ja, ons verstaan dat studente graag Engels onderrig wil hê om toeganklik te wees, maar dat ons moet kyk na 'n verskeidenheid van maniere om taalregte op alle maniere te beskerm en om toeganklik te maak en Afrikaans te beskerm, soos byvoorbeeld by die PUK wat fantastiese tolkdienste het, waarvan om dit nou sommer so te sê en ek dink een van my vroeëre kollegas hier weet dit ook, was ek een van die initieerders gewees, destyds by Koffsies ook, in terme van tolkdienste, sodat ons hierdie balans kan handhaaf tussen taalreg en toegang tot goeie onderrig. Dankie dokter. 1 minuut vir reaksie dokter Mulder. Ek is nie verbaas dat die DA se jong mense op grondvlak nie die standpunt huldig wat Dr. Lotriet handhaaf nie. Want dit staan nie in die dokumentasie nie. Dit staan nie in die manifest nie. Dis nie u beleid nie. En met al respek, ek het groot waardering vir Dr. Lotriet. Sy veg 'n alleen vrou stryd vir Afrikaans en ek is trots op haar vir ons dit doen. Maar dis nie haar party se standpunt nie. Met alle respek. Haar party stel nie regtig belang nie en ons weet dit mos. Dis niks snaaks nie. Ek het net nou gesê ons moet begin in 'n 3-ledige ontleding, struktuur teorie, praktyk en verkiesing. Wanneer verkiesing kom, dan is sy ondersteuning. Dan slaan die Afrikaans groot uit by die Demokratiese Alliansie. Ons weet dit mos, is niks nuuts nie. Nee, kom ek sê wat die universiteite betref oor toeganklikheid. Ons sit in die Weskaap met 'n provinsie wat dominant Afrikaans is. Ons sit met 3 universiteite. Al 3 is besig om totaal te verengels. 2 is klaar Engels, Stellenbosch is op pad. Die Demokratiese Alliansie is die regering in daai provinsie. Is die regering in Kaapstad, is die regering in Stellenbosch. Moenie vir my kom praat oor toeganklikheid nie. Ek gaan nie vra om af te sluit. Ek sluit af. Ek wil graag by die Universiteit van Kaapstad gaan studeer. Maar Afrikaans word uitgesluit en as ek kan nie daar gaan en sê ek wil graag 'n Afrikaans klas hê nie. Hoekom moet Afrikaans agteroorbuig vir almal tot ons nadeel tot ons geen universiteit oor het nie? Dankie dokter Mulder. Die tweede vraag kom van 'n anonieme leser, anonieme Marula Media leser en die persoon sê, is die Vryheidsfront Plus slegs oop vir Afrikaans sprekendes, indien wel, waarom is daar ook Engelse bemarkingsmateriaal? Ja, baie dankie. Kom ek antwoord graag daarop. Die Vryheidsfront Plus se lidmaatskap en Aram met Kama moet dit kom leer. Is baie duidelik. Enige Suid-Afrikaanse burger, 16 jaar en ouer wat die party se beleid en standpunte onderskryf, kan 'n lid word.
En ons het natuurlik lede van ander gemeenskappe en ander taalgroepe ook. Ons is nie eksklusiewe Afrikaanse party nie. Die Vryheidsfront Plus het ons posisioneer as 'n party vir minderhede in Suid-Afrika. En ons Engelssprekende Suid-Afrikaners het dalk nog nie gedink daaroor nie. Hulle is ook 'n minderheid in hierdie Suid-Afrika wat die ANC regeer. So natuurlik het ons lede van ander taalgemeenskappe wat lede van die party is. En ons party het nog deurlopend in 'n dubbeltaal benadering gehad. Elke verklaring van hierdie party gaan uit in Afrikaans en in Engels. Ons dokumentasie is so, ons manifest is basies so. So die leser is ongelukkig verkeerd. Ons is nie eksklusief Afrikaanse party nie. Ons is 'n party vir minderhede, maar natuurlik primêr lê Afrikaans ons na in die hart. Dit is wie ons is. Dankie Dr. Mulder. 1 minuut vir reaksie Dr. Lottrie. Baie dankie. Ek dink ek gaan hierdie koppel aan 'n vroeëre uitspraak wat gemaak is oor ons aansoekvorms dat dit net in Engels is. Ons is 'n party vir alle tale. En in ons nominasieregulasies word dit baie duidelik gestel dat jy kan jou onderhoud by 'n kiespaneel of 'n keuringspaneel kan jy doen in die taal van jou keuse en dit sal getolk word. Dit is ons beleid. So die aansoekvorm is miskien in Engels, maar die hele proses kan verder in die taal van jou keuse geskied. So ons is werklik daar vir meertaligheid vir lede van een en elke taal in hierdie land. Dankie dokter. Die derde vraag van 'n leser is van die leser met die naam Tuman Foster. Hierdie vraag is aan die DA gerig. Hy sê: Ek woon in Pretoria in die Moot-omgewing wat uiteraard seker 90% Afrikaans sprekend is. Dit is 'n DA verteenwoordigende wijk met 'n Afrikaans sprekende raadslid. In die verlede en nou onlangs weer was alle korrespondensie van die DA ten opsigte van vergaderings in die omgewing net in Engels. Verskoon tog. Hy sê: Ek het die DA raadslid daarop attent gemaak, waarop sy antwoord was: Die DA se amptelike taalvoorkeur is Engels. En sou dit in Afrikaans vertaal moet word, dan moet dit in alle ander tale ook vertaal word wat onnodig is. Moet ons dit dus as aanvaarbaar beskou, en die persoon sê spesifiek, hy wil nie verkiesingsbeloftes hê nie, hy wil weet wat gaan gebeur vir die volgende 5 jaar. 2 minute vir reaksie, dokter. Goed, weer eens, dink ek dit is 'n geval van 'n waninterpretasie van wat ons taalbeleid is. Ek kom van die Vrystaat af, en ek kan daar vir jou sê, meeste van my korrespondensie is in Afrikaans met die party, en met al die raadslede, en met die gemeenskap. Ons het net soveel kommunikasie met ons Sesotho-inwoners in die Vrystaat, en met Xhosa-inwoners in ander dele van die land. So dit is nie 'n Engels uber alles nie. Dit gaan oor wat die spesifieke behoefte in daardie gebied is, en as daar 'n behoefte vir Afrikaans is, dan moet daar ook in Afrikaans gekommunikeer word, en alles word vertaal. Nie gaan ek nou ook aannak oor ons verklaringe is net in Engels. Dit is nie noodwendig so nie. Kyk bietjie na ons verklaringe in die Vrystaat, kyk na ons verklaringe in Noordwes. Dit is nie net Engels nie. Die goed wat julle dalk waarskynlik kry, is op die internet, en dan is dit in Engels, maar daar is ook 'n Afrikaanse verklaring met Afrikaanse en Sesotho en Xhosa klankgrepe by. So dit is nie net 'n Engelse beleid nie. Dankie dokter. 1 minuut vir reaksie daarso dokter. Woorde het betekenis. U sê die verklaring is nie noodwendig in Engels nie. Ek weet, maar dit is oorweldigend in Engels. Jy het net nou verwys na die studente wat nie noodwendig ingelig is nie en nie op lyn is met die beleid nie. Nou trek ons al by die raadslede wat nie ingelig is en nie op lyn is met u beleid nie. Ek aanvaar dat u in die Vrystaat u bes doen. Maar dit is nie die DA nie. Met alle respek, Dr. Lottrie, die party wat u aan behoort, se uitgangspunt is Afrikaans is nie 'n prioriteit nie. Ek sal agteroorval as u vir my sê dat daar op u federale raad, u hoogste gesag, wat in Engels plaasvind, dat u daar op u agenda het ons bekommernis oor die uitfasering van Afrikaans en ons bekommernis oor meertaligheid. As dit die waarheid is, dan sê ek vir waarskynlik maak die maffia al hulle geld deur olyfolie te verkoop. Ek moet vir u werklik waar sê, u doen goeie werk, u doen u bes, maar ek het inligting van mense wat op die federale raad sit wat my sê wat daar aangaan. Met al respek. Dankie dokter. Die vierde vraag van leser van Marula Media is gerig aan die Vryheidsfront Plus. Die vraag loop so: In die debat oor taalregte gaan dit juist daarom dat ons vryhede wil opeis wat ons ander ook gun. Dis wil ons saamwerk en gelykheid nastreef. Waarom het die Vryheidsfront Plus in hierdie lig gesien die slagspreuk slaan terug in hierdie jaar se verkiesingsveld tog gekies, en waarom is dit vertaal na fight back eerder as hit back wat 'n direkte vertaling sou wees? Kom ek sê, ons het die korrek, die slagspreuk is slaan terug. Ons dink ons het nou vir baie jare het ons ervaar en ons kom nie vandag daarby uit nie. Jammer die ANC is nie hier dat ons met hulle kan beklei nie. My geveg is nie met die DA nie. Glad nie. Ons is moeg daarvoor en ons is moeg om geboelie te word in hierdie land deur 'n regering wat minderhede afknou en wat minderhede te nakom. En iewers moet jy op 'n punt kom en sê dit is nou genoeg en nou staan ek op
En ek doen dit simbolies deur te sê ek slaan terug. En dit is nie die aard van die saak, mense wat die Vryheidsfront in ons styl en ons manier van doen ken sal weet. Dit is nie 'n fisiese dreigement of 'n fisiese optrede nie. Ons sê ons slaan terug teen korrupsie, ons slaan terug teen misdaad, ons slaan terug teen staatskaping, teen al die vergrype wat die ouens basies daarmee besig is. Ek dink fight back is 'n goeie vertaling daarvan. Ek dink hit back kan dalk 'n misleiding wees of in Engels dalk anders geïnterpreteer word as fisies slaan, terwyl fight back is om terug te veg. En dit is ons benadering en ek moet eerlikwaar sê ons kry baie goeie reaksie daarop. Dis 'n slagspreuk wat nogal vir die DA gewerk het lank gelede toe Tony Leon die leier was. Dit is nie hoekom ons dit uit die aard van die saak gekies het nie. Ek dink die tyd daarvoor is nou absoluut die regte tyd en ons kry die reaksie daarvan baie positief. Dankie dokter. Reaksie. Ja, dis interessant want dis nie die eerste ding wat van die DA geneem word by die stadium nie. Dit is nie net die slaan terug van 2009 nie. Daar's nog 'n paar ander dinge wat skielik nou ook op die horison verskyn wat die Vryheidsfront Plus by die DA oorneem, wat mense amper sê hulle DA beleid. Maar die slaan terug dink ek is baie onvanpas in hierdie tyd waar ons nou in ons geskiedenis is. Hierdie is die tyd wat ons almal moet verenig, wat ons moet saam staan sodat ons as een Suid-Afrika 'n toekoms kan bou. So slaan terug op hierdie stadium gaan nie werk nie. Dit verdeel mense op basis van taal, ras, geloof en ons kan dit nie in ons land bekostig nie. Dankie dokter. Ons gaan dan oor na die 5de vraag. Hierdie vraag is aan beide persone. Ons sal Dr. Mulder vir hierdie geleentheid gaan eers 'n antwoord bloot omdat hierdie vorige vraag eers geantwoord het om so aan te hou. Die vraag is: taal wat onderdruk word, sluit aan by 'n groter onderdrukkingstema en dit lei ons as Suid-Afrikaners natuurlik tot die tema van grond. Die vraag is: wat is u party se beleid, gevoel en plan in terme van grond in Suid-Afrika? 2 minute vir u en dan 2 minute ook vir u. Die DA se slaan terug was in 1999, nie 2009 nie. Nee, kom ek praat oor grond. Grond lê aan die hart tot 'n baie groot mate van die politieke situasie in Suid-Afrika tans. Die ANC werk met wat ons noem mites. Hulle skep 'n mite. Hulle maak stellings en as jy daardie mite nie tromp op teëgaan nie, dan word dit die waarheid. Een so mite is dat grond gesteel is in Suid-Afrika. Nou ek is nie bewus van een enkele grondeienaar op hierdie oomblik in Suid-Afrika nie, behalwe dalk 1 of 2 Guptas wat grond gesteel het nie. Ek is nie bewus daarvan nie. Daar's 'n uitdaging aan die ANC en aan enige een om te sê as jy die bewys kan bring van grond wat gesteel is, R100.000 is joune. Niemand neem dit op nie, niemand het nog met 'n bewys gekom. Ons standpunt is onverbiddelik dat as jy gaan onteien sonder vergoeding, is dit die vernietiging van hierdie land. Hoekom? Privaat eiendomsbesit is absoluut een van die kernwesensaspekte van enige ekonomie. Gaan kyk na die Mickey Mouse lande in die wêreld. Wat absoluut die graplande geword het, is dit lande wat gegaan het op onteiening sonder vergoeding. Lande soos Venezuela. Ag, noem hulle op, hulle is almal daar. So ons standpunt is onverbiddelik en ons veg absoluut daarvoor van dag 1 af. Deurlopend het ons geveg teen onteiening sonder vergoeding. Vryheidsfront se standpunt is duidelik, ons het 'n petisie gehad daaroor, oor 100.000 mense daaraan deelgeneem. Ons was betrokke in die komitee gewees wat dit gehanteer het deurlopend. So die feit van die saak is dat as jy gaan karring met grond, is dit moeilikheid. Ek wil vir die ANC vra, bring vir my die persoon wat vrywillig gaan kom en sê hier's my huis se sleutel, julle kan hom aan my huis vat. Jy suk groot moeilikheid. En wat sê meneer Ramaphosa oor hierdie onderwerp? Hy sê ons gaan onteien sonder vergoeding. Ons wil wel met u in gesprek tree. Wat beteken dit? Ek sien staan 'n paar mooi motors hier buitekant en dit gaan nie oor grond nie, gaan oor alle eiendom. Meneer Ramaphosa sê basies, ek gaan jou motor vat, aanvaar dit. Maar ek wil met jou in gesprek tree. Gaan ons vir jou Uber reël of gaan iemand anders jou huis toe vat? Ek vra hom af te sluit. Ek sluit af. Jy kan nie met grondkarring op hierdie basis nie. Dis die grondslag eiendomsreg. Anders stort die ekonomie in duie en die ANC behoort te weet en ek praat nie eens van die EFF nie. Dankie dokter. Selfde vraag. Baie dankie. Ja, die DA se standpunt is baie duidelik hieroor dat ons is absoluut teen die wysiging van artikel 25 van die grondwet. Ons is gekant teen enige onteiening sonder vergoeding. Want soos gesê is, dit gaan hieroor nie net oor grond nie, want die grondwet sê, dit is nie net beperk tot landbougrond nie. Dit sluit enige iets in. So die DA is absoluut gekant teen onteiening sonder vergoeding. Dit is ongrondwetlik, dit is die hoeksteen van 'n demokrasie, van sy ekonomie, maar die dilemma waarmee ons sit, is dat die Vryheidsfront Plus sirkuleer 'n pamflet wat opgestel is deur die leier van die Vryheidsfront Plus in Gauteng, wat sê die DA steun onteiening sonder vergoeding. Nou, waar kom dit vandaan? Dit is 'n blaatante leuen. Ten spyte van al die toesprake wat ons gemaak het, die verklaringe, deelnames aan die komitee en die Vryheidsfront Plus kom nog steeds
en gebruik dit in 'n verkiesing om te sê die DA steun onteiening sonder vergoeding. Dankie dokter. Ons gaan nou geleentheid gee vir vrae uit die gehoor wat hier is. Ek wil vra dat die eerste vraag wat gerig word 'n vraag is wat aan die Vryheidsfront Plus gerig is. Ek vra dat die persoon wat die vraag vra sal opstaan, hard en duidelik net sal sê wie u is, miskien van watter instansie u is en die vraag dan vra. Ons sal dan 2 minute gee aan Dr. Mulder en dan weer 1 minuut reaksie en daarna sal ons 'n vraag neem vir die DA. Kan ek 'n vraag kry vir die Vryheidsfront Plus asseblief? Ons sal die vraag neem. Ja, ek wil net vra, ek is uiteraard 'n DA-ondersteuningskollega van Dr. Mulder. Wat is die ANC die warmste voor? 'n Party wat 'n klomp minderhede insluit, wat vir mekaar se regte veg, of een party wat vir een minderheidsgroep veg? Wat sal die ANC met die verkiesing as die grootste bedreiging sien? Goed, u kan antwoord. Ek dink die ANC sien hulle self as die grootste bedreiging. As ons kyk soos 'n week voor die verkiesing beklei hulle soos kat en hond onder mekaar. Dis hulle grootste bedreiging. Nee, ek is bly die kollega sê dat die luisteraars kan hoor hy's 'n DA en hy's 'n DA parlementslid, so ons weet waarmee ons praat. Die eerste fout wat jy maak is die Vryheidsfront staan nie vir een minderheidsgroep nie. Ek weet nie waar kom jy daaraan nie. Dis vals. Dis 'n wanpersepsie wat jy per ongeluk skep of jy dra nie kennis daarvan nie. Maar goed, dit mag so wees. Nee. Die tweede ding wat my interessant is dat jy impliseer by jou vraag dat die DA dan die party is wat verskillende minderheidsgemeenskappe staan. Jo, is fantasties. Ek het nie geweet nie. Daar maak jy 'n reuse sprong. Die DA staan vir individuele regte. As jy nie weet nie, miskien moet ek jou weer verwys na julle eie manifest wat jy behoort te ken. Die DA staan nie vir groepsregte nie. Die DA staan nie vir minderheidsregte nie. Die DA veg vir die reg van 'n individu. So moenie voorgee nou 'n week voor die verkiesing dat die DA 'n party vir minderhede is nie. Hy is nie 'n party vir minderhede nie. Hy's 'n party vir individue en jy weet dit. Dankie, 1 minuut vir reaksie dokter. Ek stem genaamd nie daarmee saam nie. Jou groepreg word beskerm juis deur jou individuele reg. Nee. En ons ondersteun die grondwet wat jou toelaat om binne jou bepaalde taal, groep en godsdienstomgewing te kan funksioneer. Maar die kern van die demokrasie is jou individuele reg, jou reg op veiligheid. Nie die groep se reg op 'n veiligheid nie, jou reg op 'n skoon omgewing, nie die groep se reg op 'n skoon omgewing nie. Jou reg op kwaliteit onderrig, nie die groep se reg op goeie onderrig nie. Dit is die reg wat beskerm word van die individu wat sal lei tot die beskerming van die groep se reg. Dankie dokter. As dit waar is, hoekom praat ons nou oor Afrikaanse taalregte wat in gedrang is? Hoekom praat ons van daaroor as dit individu? Ekskuus. Wil jy die vraag antwoord? Niet man. Goed, ons gee dan geleentheid vir 'n vraag uit die gehoor aan die Demokratiese Alliansie gerig. Goeiemôre, Gerard Pretorius van Enies. Dr. Mulder het gepraat van dat in die manifest is daar geensins taalregte, daar's geen klem gelê op net 'n reaksie daaroor en wat die amptelike beleid is daaroor. Baie dankie. Goed. Die manifest is die uitvloeisel van ons eie grondwet en ons beginsels. En een van ons kernbeginsels is diversiteit en die beskerming van elkeen se diverse eie soortigheid, sy taal, sy kultuur, sy godsdienst. Gaan lees ons grondwet en die manifest is daarop gebaseer. So elke element van 'n grondwet, elke element van 'n beleid gaan nie noodwendig in 'n bepaalde manifest vir 'n verkiesing vervat word nie, want dit gaan nogal 'n lywige dokument wees, dis al klaar 83 bladsye. Maar gaan lees ons grondwet, gaan lees ons beginsels waarvoor ons staan en dit gaan oor die beskerming van ons diverse en ryke verskeidenheid in ons land. Om te reageer dokter. Ek kennis daarop. Dan het die DA omtrent 5 dae om 'n grondwet bekendstellingsgeleentheid vir ons te reël, want julle doen nie daai nie. Julle het 'n manifest bekendstelling gehad en reg 83 bladsye, ek het hom deurgestoei. En ek praat nie eens van Afrikaans nie. In 83 bladsye spreek julle verskeie beleidskrisisse en punte in Suid-Afrika aan wat nou absoluut tipies nou op die tafel is. In 83 bladsye kon julle nie 'n sinplek vind oor moedertaalonderwys nie. Julle kon nie 'n sinplek vind oor meertaligheid. Julle kon nie 'n sinplek vind oor universiteit in terme van meertaligheid of selfs Afrikaans nie, nêrens nie. Ek koop nie die punt om te sê nie en dit pas presies wat ek aanvanklik gesê het in terme van my drieledige struktuur. Wat sê julle teorie? Wat sê julle praktyk en wat sê die verkiesing? Nou dat dit verkiesing is, nou is die DA die kampvegter vir Afrikaans. En dit is waaroor dit gaan. Dis waaroor die Vryheidsfront ongelukkig is. Ek het vroeër gesê, julle hoef nie vir die goed te veg nie, maar om hemelsnaam moenie 'n week of 'n maand voor die verkiesing kom voorgee vir iets wat ons weet
die DA nie is nie. En ek weet dit is u passie Dr. Lotriet en ek het groot respek daarvoor. Dokter. Maar dit is nie die passie van die Demokratiese Alliansie nie en almal weet dit. Dankie Dr. Mulder. Nog 'n geleentheid vir 'n vraag uit die gehoor uit. Goed, ons sal geleentheid gee vir 2 vrae uit die gehoor uit. Eerste meneer aan die regterkant. Dankie, Stefan Botha van Tikkies. Ek moet eers sê die DA veg wel vir my taal op kampus en hulle was nie 'n voorstander van Afrikaans Masterveld 2016 nie. Hulle was wel die party wat gesê het ons bevorder eerder ander tale in plaas van ons eie taal af te breek. En dan wil ek net terwyl ons op die kwessies van grond vir Dr. Mulder vra, ek het onlangs 'n rekord gesien van portefeulje komitee bywoning en daar was die bywoning baie dit gewys dat jy nie werklik bywoon soos wat die ander partye soos die DA bywoon nie. Ek weet hoekom dit wel so is, dankie. Daar was 2 vrae geweest. Die eerste een oor die taal op kampus, op die opmerking en dan die portefeulje komitee bywoning. U kan 2 minute neem, indien dit nie genoeg is nie, dan kan ons ons 'n bietjie verleng. Kom ek vinnig daarop reageer. Ek dink ek het gesê wat ek gesê het oor Tikkies. Ek dink dit staan vas. Ek aanvaar dis jou standpunt, maar ek weet ook dat daar van jou DASA lede was wat 'n ander standpunt gehuldig het en later is hulle gerepedieer. So dit is algemene kennis. Ek praat nie van Sonop se situasie. Ons weet wat die DA daar gedoen het en wat die standpunte daaroor is. Dit daar gelaat. Oor die komitee voorstellings. En ek het begin deur te sê die DA kan alles doen wat hy wil doen, maar om hemelsnaam moenie oneerlik wees nie en ek hou nie van leuns nie en Dr. Lotriet behoort hierdie vraag sommer namens my te kan antwoord. Ek is bewus van daardie pamflette wat rondgestuur word. Nou in die eerste plek kom ek gebruik die hoofsweep van die DA meneer John Steenhuisen, vriend van my, wat sê dat daardie statistiek wat daar gehou word is nie akkuraat en korrek nie. Byvoorbeeld, indien 'n persoon verskoning maak, word dit aangedui afwesig. Dit gee die maatskappy self te kenne. Dan kan ek vir jou 'n lys gee van 5-6 komitees waarop ek dien in die hart van die parlement, die hoofsweepe vergadering, die reëlskomitee, die nasionale reëls, die samewerklike reëls, die parlementêre oorsigkomitee en ek kan 'n klomp van hulle noem. Nie een van daardie komitees word aangedui in hierdie statistiek wat gegee word nie. Die DA gaan en hy gaan vervat 'n pamfletjie wat hy gaan maak oor 'n komiteevergadering van 'n ad hoc komitee wat saamgestel was en wat gesit het na die prosesse verby was, die begin van die jaar. En hulle laat baie gerieflik weg dat verlede jaar vir etlike maande het die grondwetlike hersieningskomitee gesit oor artikel 25. Ek het 100% van daardie vergaderings bygewoon. 100%. Dit was by elke een. By elke voorlegging van 70 mense wat kom voorleggings maak het. Die DA laat dit weg. As dit 'n oorsig het hulle vergeet. Ek dink nie so nie. Dis 'n halwe waarheid, dis 'n infame leuen en Dr. Lotriet was saam met my op daardie komitee. Jy kan sommer vir haar vra of dit waar is of nie. Baie dankie geleentheid om te reageer. Goed. Ek sal graag daarop reageer. Eerstens, die grafika en die statistiek van daai kom uit die rapport uit. Dit was nie die DA nie. En tweedens, moet ons ook kyk as ons na grondhervorming kyk. Ja, daar was die komitees, maar die harde werk, die moeilike werk is gedoen by die openbare verhore in die veld, reg deur die land. As ek sou graag wil weet, hoeveel van die Vryheidsfront Plus lede van die komitee het elkeen van daai verhore reg deur die land bygewoon? Baie dankie. 'n Laaste vraag voordat ons gaan kom by ons samevattings. Ek gaan die vrae uit die gehoor uit op hierdie stadium stop. Die vraag kom van my reguit af. Ek is 'n 26-jarige Afrikaanse Suid-Afrikaner. Waarom 8 Mei moet ek vir u party stem? Ons sal geleentheid gee Dr. Lotriet vir u eers te antwoord en dan Dr. Mulder 2 minute elk, waarna ons dan sal kom by ons afsluitingsopmerkings. Ek is baie bly die vraag kom van 'n jong mens af, want ek dink dit is onder ons jong mense wat daar die groot vrae ontstaan en die vrese vir die toekoms bestaan. Ek self het 4 jonger seuns, bietjie ouer as jy maar hulle vra ook die vraag. Maar ek sê vir hulle, weet julle, die DA is die enigste party wat wil regeer. Ons is nie 'n party wat net dalk in 'n koalisie gaan wees nie. Ons is 'n party wat wil regeer met ons beginsels, met ons grondwet, met ons rekord van dienslewering in die Wes-Kaap en in die metro's waar ons in beheer is. En dit kan ons vir die res van Suid-Afrika doen. Ons het soveel hoop vir Suid-Afrika, veral vir ons jong mense ten opsigte van werkskepping. Want dit is een van die groot dilemma's in ons land. Ons praat nie net van 'n sekere groep wat werkloos is nie. Daar is 10 miljoen werklose mense in hierdie land. En die DA is die enigste party wat 'n werkbare oplossing het om werkloosheid aan te spreek, die ekonomie te groei, maar dan gaan ons dit net kan doen as ons regeer. Dan kan ons nie versplinter word in kleiner partye nie. So ons glo vir die jeug is daar 'n fantastiese toekoms as ons 'n nuwe regering het. En daai regering kan net daar gestel word deur die Demokratiese Alliansie. Dankie dokter. Dr. Mulder.
Ek is 31 jaar in die parlement en ek het by die afsluitingsdebat toespraak aan die einde van hierdie sitting wat ek gesê en ek sê dit vandag weer. Ek raak baie ongemaklik as enige party na vore kom en stellings maak by herhaling wat sê ons is die enigste van enige iets. Die lewe is meer gekompliseerd, die politiek is meer gekompliseerd en geen enkele party het alleen al die wysheid in pag om te sê ek alleen het die waarheid nie. Hoekom vir die Vryheidsfront Plus stem? Die Vryheidsfront Plus is 'n party met 'n bewese rekord wat kom vanaf 1994. Ons was deurlopend in die proses by elke verkiesing. Ek het ons manifest en ek wil tog vir Dr. Lotriet 'n kopie daarvan gee. As jy daardie manifest gaan kyk, dan sê ek vir jou, dit is die antwoord, dink ek, tot 'n baie groot mate vir 'n groot hoeveelheid van Suid-Afrika se krisisse en probleme. 'n Moderne party, 'n party wat die werklikheid van Suid-Afrika aanspreek. Wat is 'n demokrasie? Is 'n demokrasie net as een mens elkeen 'n stem het? Dis nie 'n demokrasie nie. Die toets vir 'n werklike demokrasie vandag is, hoe akkommodeer jy jou minderhede? Die Vryheidsfront Plus is 'n party wat aandag aan daardie aspek basies gee. Moderne party, 'n dinamiese party wat uitreik na ander gemeenskappe toe. Suid-Afrika het 'n proporsionele stelsel. Geen enkele party gaan die ANC by die stembus wen nie. En ek sal net nou by 'n bietjie statistiek kom daaroor. Wat gaan die ANC verslaan? 'n Koalisie van partye wat met mekaar kan saamwerk en ooreenkomste bereik, kan die ANC verslaan. Dit is die werklikheid wat op die tafel is. Die Vryheidsfront ondersteun dit. Moderne party, 'n party wat 'n toekoms bied. Ek sal my nie, en die Vryheidsfront se standpunt is, ons sal ons nie laat uitdruk uit hierdie land uit, deur niemand nie. Deur niemand nie. Ek is van Afrika, die taal wat ek praat is Afrikaans, vernoem na my kontinent. Ek sê ek is Afrikaner, vernoem na my kontinent. Ek het net soveel reg om hier te wees as al die ander. As ek dit gesê het, dan sê ek daarmee saam. Wat daardie swart gesin en daardie bruin gesin en die Indiër gesin wil hê vir hulle kinders, is wat ek ook wil hê vir my kinders en my kleinkind. Dis dieselfde ding. Daar's nie 'n verskil nie. Maar af te sluit, dokter. Die antwoord lê in terme van erken in werklikheid die diversiteit en die verskeidenheid en maak dit die boublokke en kom weg van 'n vrugtesmoelie wat iemand probeer maak. Dankie dokter. Ons gee nou geleentheid vir elke party om vir 4 minute afsluitingsopmerkings te maak. So dis u laaste geleentheid om te praat. Ons gaan weer eens begin met die Demokratiese Alliansie. U laaste 4 minute dokter en dan sal ons oorgaan Dr. Mulder na u toe. Baie dankie. En ek gaan ook die geleentheid gebruik om baie dankie te sê vir hierdie geleentheid. Ek dink dit is 'n debat wat ons bitter nodig het. Ek wil net in my laaste paar minute net ook verwys na die hele kwessie weer eens van taal by universiteit en Dr. Mulder het verwys na iemand vir wie ek geweldig respek het, professor Gilomee, en Dr. Mulder het ook later weer daarna verwys na die Wes-Kaap regering. Ek dink dit is belangrik dat ons besef dat universiteite is 'n nasionale verantwoordelikheid, dis nie 'n provinsiale verantwoordelikheid nie. Dis nie die verantwoordelikheid van die Wes-Kaapse regering om hulle self te bemoei met die autonomiteit van die universiteit nie. Want dis nog 'n element wat ons moet beskerm, is die autonomiteit. En weer eens het die DA daarvoor gekeer met die wetsontwerp op hoër onderrig om te keer dat universiteite autonoom bly, of liewer ons het verseker dat dit autonoom bly, sodat 'n minister nie oor taalbeleid kan besluit nie. Maar laastens wil ek dan net sê, ek dink soos wat Dr. Mulder nou gesê het, en dalk moet ek vir hom ook 'n kopie van ons grondwet gee, dat ja, ons beskerm alle belange. Dit is nie in hierdie land nodig dat ons belangegroepe, belangepartye vir elke groepie het nie. Ons is op 'n punt in ons geskiedenis in ons land, wat ons die regering moet verander, dat daar een Suid-Afrika vir almal moet wees. En die DA is die enigste party wat dit teweeg kan bring. Dit is die enigste party wat kan sorg dat ons by 'n gematigde meerderheid uitkom, waar almal saamwerk, waar ons nie gaan terugslaan en negatief wees nie, en in ons klein groepies intrek nie, maar dat ons inderdaad saam staan, want daar is 'n kans op verandering. Dr. Mulder het gesê dat dis fiksie, die DA sal nooit kan regeer nie. Ons regeer in die Wes-Kaap. Dit is moontlik. Dit is hoe die demokrasie ook werk. Dit gaan nie net oor die minderhede en koalisies nie. In hierdie land is dit tyd dat ons 'n nuwe regering het. En die DA moet voorloop as die sterk verenigde oppositie wat die ANC kan oorneem, sodat ons almal se belange beskerm word. Nie net seker is nie, ons almal se belange is ewe belangrik. Dankie dokter. Dr. Lotriet, my opleiding is 'n regsopleiding. Woorde het betekenis. Ek het gesê die DA gaan nie die ANC wen nie. Ek het nie gesê die DA regeer nie. Kom ons hou by die woorde asseblief.
Die DA gaan nie wen nie. Kom ek sê van die Vryheidsfront Plus se kant af. Waarvan hou ek nie? Ek haat leuns, ek haat halwe waarhede. As meneer Musi Maimane mense, en terwyl ons op hierdie oomblik hier sit, terwyl ons nou hier sit, ontvang mense buitekant oproepe wat sê jy moet vir die DA stem, moet tog net nie jou stem mors nie, en ek gaan daarna toe vinnig kom. Dan sê meneer Maimane, stem vir ons dat ons kan wen soos ons in Gauteng gewen het in 2016. Julle het mos nie gewen in Gauteng in 2016 nie, julle het 38% gekry in die ANC 45%. Julle het geregeer daar danksy 'n koalisie met kleiner partye. So kom ons hou by die waarheid. Jy gee 'n pamflet in die Kaap uit wat die mense bang maak om sê keer tog dat die ANC en die EFF oorneem. En jy gebruik 'n meningspeiling, maar jy gebruik die syfers as daar 100% stempersentasie is, wat natuurlik ook 'n leuen is. Ons weet mos dis nie waar nie. Nee, kom ek vir julle sê, die keuse is baie maklik op 8 Mei. Jy het 'n keuse. Aan die een kant het jy die ANC wat korrup is, soos hulle in Engels sal sê, to the bone. Onherstelbaar korrup. Hulle kan hulle self nie red nie. Aan die ander kant sit jy met die Demokratiese Alliansie en ons kan in die detail in die beleid gaan en ek het die grondwet bestudeer van die party ook. Wat maar op dieselfde glyskaal beleid in 'n sekere mate van die ANC is. Daarom praat mense van ANC Light as hulle oor die DA praat. U wil dit net meer effektief en sonder korrupsie doen. Die DA kom met oneerlike standpunte, met oneerlike benadering en met leuns in terme van hierdie veldtog elke dag. Op hierdie oomblik gaan die SMS'e uit wat sê moenie jou stem mors nie. Ons het nie daaroor gepraat nie. Die toppunt van arrogansie om vir 'n kiezer te sê, ek kiezer wil stem vir daardie party. Die DA kom sê vir jou, as jy wil 'n stem mors, jy moet vir my stem. Dis die toppunt van arrogansie. En die hele argument is gebaseer op halwe waarheid en 'n leuen. Daar's 'n alternatief. Daar's 'n alternatief op elke stembrief. Die Vryheidsfront Plus is 'n alternatief. 'n Alternatief wat die volle werklikheid van Suid-Afrika aanspreek om te sê ons diversiteit moet erken word as die positiewe boublokke van 'n Suid-Afrika waar ons in vrede en in liefde met mekaar kan saamleef tot voordeel van ons kinders en 'n wonderlike toekoms hier skep. Ek wil dankie sê vir die debat en vir die geleentheid vandag om hier te gesels. Ek dink dit was dalk nodig. En ek het begin deur te sê ons moet 'n onderskeid tref tussen teorie en beleid van elke party. Die Vryheidsfront, ja. DA teorie en beleid, nee. Oor Afrikaanse meertaligheid. Oor praktyk, Vryheidsfront Plus, ja. DA inteendeel. Verkiesingstyd, DA absoluut. Nou Afrikaans, nou meertaligheid, Vryheidsfront ook. Maar eintlik hoef ons dit nie hierdie debatte gehad het nie. Want die luisteraars en die kykers van Marula Media en daar buitekant weet wat die antwoord is. Op hierdie oomblik is daar 'n peiling op Marula Media wat hierdie selfde vrae gevra word vir die mense van Marula Media wat daarna kyk. Wat is die uitslag? Watter politieke party dink u doen die meeste om jou taalregte te beskerm? Wat dink u? Wat is die uitslag? DA 7%. Vryheidsfront Plus 73. Jy het lanklaas gekyk. Wat hy verander dat jy baie gestem intussen en ek is bly. Vryheidsfront Plus 73%. Die feit van die saak is, daar's geen twyfel nie. Dr. Lotriet, u is 'n goeie mens en ek het geen probleem nie. U doen uitstekend vir Afrikaans. Maar dis nie die passie van u party nie. Hulle stel nie belang in meertaligheid nie. Hulle stel nie belang in Afrikaans of die Afrikaner nie. En u hoef nie dit te doen nie. Gaan voluit vir die ANC se stemme. Maar moenie oneerlik om wees 2 weke voor die verkiesing nie. Die kiesers gaan julle straf daaroor. Baie dankie. Dankie aan jou as kyker dat jy ingeskakel het op hierdie debat. Ons dank ons 2 deelnemers, Dr. Annelie Lotriet van die DA en Dr. Corneille Mulder van die Vryheidsfront Plus. Ons wens beide partye natuurlik baie sterkte toe eerskomende Woensdag en weer eens dankie aan jou as kyker. Hierdie debat is met trots aangebied en aan jou gebring deur Marula Media.